Ek wil vanmôre met u 'n gedagte deel rondom wanneer God sê stop. Beteken dit dat ons as mens moet agslaan daarop waarmee ons besig is in ons lewens. As God sê stop, beteken dit dat u en ek as kind van die Here dadelik daarop moet agslaan en gehoorsaam wees dat wanneer God vir ons 'n stopteken in ons lewens wys. Met ander woorde, dit kan wees dat ons ernstiger met iets in ons lewens besig is wat 'n ongeluk gaan veroorsaak in ons lewens. So ek wil so 'n bietjie met u gesels rondom wanneer God sê stop. Dis in hierdie week dat ons besig is met verkeersligte. Omdat ek so 'n bietjie stil staan en daaroor dink. Jy sien Michael is besig, hy skryf sy bestuurslisensie volgende week. So daar in my huis is dit nou ons bestuur nou. En terwyl ek so aan die padreëls dink, kom die Heilige Gees en die Heilige Gees, weet jy, is so awesome. Hy praat met ons deur verskillende goed elke dag. En ek wil vanmôre met u gesels rondom as God sê stop, met ander woorde 'n verkeerslig. En elkeen van ons weet hoe lyk 'n verkeerslig. Ons almal weet nie altyd hoe werk 'n verkeerslig nie. Nie almal lyk my bewus daarvan hoe 'n verkeerslig werk nie, maar ons weet daarom hoe lyk hy. Groen, geel, rooi. Draai hom om, rooi bo, geel, groen. Baie van ons dink hy werk andersom. Daar's van hulle wat geel is en daar's van hulle wat oranje is. Die wat verblyk is oranje. Die wat nie is geel. Maar daar's van ons mense wat verkeersligte verontagsaam. Ongehoorsaam is aan 'n verkeerslig. So wanneer 'n verkeerslig rooi slaan, broer en suster, wat beteken dit? Stop. Dis 'n waarskuwing vir elke een van ons wat die pad gebruik, om te stop. Wanneer ons daardie rooi lig in ons lewens sien, dan beteken dit vir ons ook as kind van God, stop. So met ander woorde, 'n rooi verkeerslig sê ons moet stop. Dis 'n waarskuwing. Dit sê nie ons moet nou stadig oorry nie. Dit sê nie ons moet nou die vet gee om te kyk of ons gou deur kan glip nie. Dit sê vir ons stop. Want as ons nie stop nie, gaan daar iets gebeur. As ons nie stop nie, gaan daar dalk 'n ongeluk in ons lewens gebeur, wat nie net ons gaan seermaak nie, maar iemand wat saam met ons is, of ook die ander persone wat daar is, gaan ons ook hulle lewens 10-1 in gevaar stel. So met ander woorde, wanneer ons nie stop nie, kan ons in hartseer verkeer, kan ons in ellende verkeer, kan ons in pyn verkeer, deur ons ongehoorsaamheid, om daardie teken te verontagsaam. 'n Geel verkeerslig sê jy moet versigtig wees. Sodat wanneer jy in die kruising reeds staan en daardie lig raak oranje, dan moet jy sê, okay, ek moet klaarmaak waarmee ek besig is. Wanneer jy na die kruising toe aankom en hy raak oranje, dan moet jy sê, ek gaan afslek om te stop. Met ander woorde, oppas wat jy doen. Wees versigtig. Dis weer eens, wanneer hy daar oranje slaan, beteken dit nie, gee vet, ek kan nog 2 sekondes gebruik om oor te jaag nie. Dit beteken, wees nou versigtig waarmee jy besig is. Oppas wat jy doen. En dan natuurlik die groen lig sê vir ons, dit is veilig om oor te beweeg. Dit is veilig nou vir jou, want die lig is groen om oor te beweeg.
Ek is nie vanmôre hier om 'n verkeerskonstabel te wees nie. Ek is vanmôre hier en daar het niemand gister oor 'n rooi lig gery nie, dat ek nou voel ek moet nou vandag vir u 'n les gee nie. Dit sluit by my boodskap aan wat die Heilige Gees op my hart gelê het, net om vir 'n ruk lank na die verkeerslig te kyk. So broer en suster, in ons as kinders van die Here, in ons Christelike lewe, in ons geestelike lewens, werk die Here dieselfde met ons. Daar is tye wat hy vir jou 'n rooi lig in jou lewe gaan wys. Daar is tye wat die Here vir jou 'n stopteken in jou lewe gaan wys. Nie oor omdat hy jou wil straf nie, maar omdat hy jou wil beskerm. Hy wil jou lei en hy wil jou red van hartseer en treurmare. So daar is tye in elkeen van ons se lewe wat die Here vir jou ergens gaan sê, hey, stop. Wees versigtig, stop. Nie omdat hy jou van wil spoil nie, omdat hy jou wil beskerm teen 'n ongeluk in jou lewe. As u die woord saamgebring het, kan u saam met my lees. Ons gaan lees uit die boek van Genesis, hoofstuk 2, verse 15. Die van u wat nie weet waar nie, heel agter in die Bybel. Genesis, hoofstuk 2, vers 15. Genesis, hoofstuk 2, verse 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Met ander woorde, hier's 'n rooi lig. Hier's 'n waarskuwing vir Adam en Eva. Hier's 'n rooi lig van God, hier's 'n waarskuwing wat hy vir hulle gee. Kom ons gaan na hoofstuk 3 toe. Ons gaan kyk daarvan na vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En is dit nie vandag in ons lewens dieselfde, dat wanneer ons gesondig het, ons nou ewe skielik onvrymoedigheid het? Ewe skielik wil ons nou nie meer so baie bid nie. Ewe skielik wil ons nie meer so baie die Bybel lees nie, want ons het gesondig. Adam en Eva sondig hier, hulle gaan oor daai rooi lig van God, hulle is nie gehoorsaam aan die waarskuwing wat die Here vir hulle gee nie, en hulle sondig. En ewe skielik is hulle onvrymoedig om voor God te kom, hulle gaan kruip weg. En God kom en hy roep, waar is julle? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daar begin die eerste blame game. Mos nooit ek nie. Altyd iemand anders. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang
het my bedrieg en ek het geëet. Ek wil vanmôre vir u sê, daar is gevolge vir ongehoorsaamheid. Daar is gevolge dat wanneer jy oor daardie rooi verkeerslig gaan ry, is daar 'n gevolg wat gaan plaasvind. Partykeer is ons gelukkig en ons ry oor sonder dat ons seer kry. Maar daar is gevolge vir jou vir ongehoorsaamheid as jy oor 'n rooi verkeerslig gaan ry. Daar is gevolge vir jou, kind van God, wanneer jy die rooi lig wat God vir jou in jou lewe wys, ongehoorsaam gaan wees. Daar is gevolge daarvoor. Kom ons gaan na verse 17, hoofstuk 3 verse 17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en stof sal jy terugkeer. Kan jy sien dat daar 'n gevolg was vir die ongehoorsaamheid? Adam en Eva was geskape om vir ewig te lewe, om vir ewig saam met God te wandel in sy goedheid en in sy guns. En wat gebeur toe hulle ongehoorsaam is? Wat gebeur toe hulle hier oor hierdie rooi lig jaag? Daar's 'n vervloeking op hulle lewens. En hulle sal ewe skielik leef ons nie meer vir altyd nie, maar ons sal tot sterwe kom. Kom ons gaan kyk gou na die boek in Johannes. Ons gaan na 1 Johannes, hoofstuk 2 toe. Die boek 1 Johannes, hoofstuk 2, vanaf vers 15. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Daar's 'n rooi lig, daar's 'n waarskuwing wat die Here vir ons gee. Moenie die wêreld liewer hê as vir God nie. Daar's 'n waarskuwing, broer en suster, verse 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Daar is 'n oranje lig. Daar is iets wat vir ons sê, wees versigtig. Verse 17. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Daar is 'n groen lig. Kan jy sien in daardie 3 verse, rooi, geel, groen. Moenie die wêreld liewer hê as vir God nie. Maak seker dat jou oë jou nie bedrieg nie. Maak seker dat jy suiwer en rein lewe voor God, 'n oranje lig, en dan die groen lig. Hy wat in die wil van die Here lewe, hy sal lewe. Broer en suster, 'n rooi lig in die Christelike konteks simboliseer dat God se waarskuwing vir ons sê om te stop. So maklik soos dit. En ongehoorsaamheid te vermy en weg te bly van sonde wat dikwels vir ons hartseer, pyn en lyding en die dood bring. So daar is 'n rooi lig wat God vir ons wys om vir ons te waarsku teen sonde in ons lewens, sodat ons kan wegbly en gered kan word van ongeluk in ons lewens. Dit dien as 'n geestelike stopteken vir ons as kinders van die Here, om gehoorsaamheid bo offerings te stel en teen gevaarlike keuses te waak, want elke dag
maak jy 'n keuse. Elke dag in ons lewens moet ons keuses maak, goed of sleg. Reg of verkeerd. En hierdie lig, hierdie waarskuwings van God wat hy vir ons gee, help ons sodat ons die regte keuses kan maak en nie die verkeerde keuses nie. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Dink net gou vir 'n oomblik. Hoeveel ongelukke word voorkom omdat iemand gehoorsaam is aan die verkeerslig en hy stop. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Daar's duisende karre 'n dag wat oor verkeerskruisings ry. En boonop almal, kom ek sê 95% van hulle is gehoorsaam aan daai verkeerslig en hy stop. Weet jy hoeveel ongelukke word daar afgekeer 'n dag omdat mense gehoorsaam is aan daardie rooi lig? Nou so in ons lewens, in ons Christelike lewens, is dit dieselfde. Daar is dinge in ons lewens waar God gaan kom en hy gaan vir ons 'n rooi lig in ons lewens wys. Met ander woorde, hy gaan kom en vir jou sê, Mike, hey, wow, stop. Arno, stop. Gaan ons gehoorsaam wees daaraan? Want wanneer ons gehoorsaam is daaraan, gaan daar in ons lewens 'n seerkry verhoed word. Hy gaan kom en hy gaan stoptekens in ons lewens wys en hy gaan vir ons sê, moenie, stop, moenie op daardie pad gaan waar jy van plan is om op te gaan nie. Ek het nou vir u gesê, ons maak elke dag keuses. En baie van die keuses is, gaan ek op hierdie pad van God bly, of gaan ek afdraai? En dan kom die Here en hy begin al weet, jy begin al neig om af te draai. Weet jy of 'n keer hoor ek dat daai ou sê, "Jesus, het jy gesien, daai ou is so ver van die pad af." Het jy al gehoor daai uitdrukking? Jy is so ver van die pad af, ou maat. 10-1 omdat hy die stopteken in sy lewe verontagsaam het. 10-1 omdat hy nie gehoorsaam was aan die waarskuwing wat God hom gegee het om te sê, luister, bly op die pad wat ek vir jou gesit het. Moenie afdraai nie, want daar gaan seerheid in jou lewe wees. Moenie daardie besluit neem wat jy wil neem nie, want dis nie die regte besluit nie. Stop. Baie keer dan doen ons kinders van die Here oorhaastige besluite. Weet jy dit? Ons is nou kwaad. En nou gaan ons nou 'n besluit uit woede neem. Ek wil vanmôre vir jou sê, voordat jy daai besluit neem, het jy gekyk of God vir jou sê, stop. Stop. Want daai besluit gaan maak dat jy agteraf spyt is. Daai besluit gaan maak dat jy agteraf spyt is oor die keuse wat jy gemaak het om 'n besluit oorhaastig te neem, omdat jy die stopteken van God verontagsaam het. En oor 'n week, 2, 3, 'n maand, dan sit jy met die gebakte pere oor die besluit wat jy uit woede geneem het. Moenie daardie sondetjie, en ek praat van 'n sondetjie want hulle begin mos klein. Groot sondes is mos groot en nou klein sondetjie is alright. Ek wil vanmôre vir jou sê, 'n sonde bly 'n sonde. Daar's nie 'n groote en 'n kleintjie nie. 'n Sonde bly in die oë van die Here 'n sonde. Moenie daardie sondetjie toelaat nie. Dit lyk onskuldig in die begin. Jong mense, luister wat ek vanmôre vir jou sê. Daardie ou sondetjie lyk onskuldig in die begin. Hy gaan niemand seermaak nie. Hy gaan niemand kwaad aandoen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy bind jou bietjie elke dag en voor jy jou oë uitvee, het jy 'n slaaf geraak aan daardie sondetjie wat 'n wortel so diep in jou hart geskiet het dat jy hom nie net sommer uitkry nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Luister en wees gehoorsaam, want God het lankal
'n stopteken gegooi, toe jy die eerste keer met die sondetjie besig was. Vir my, en ek praat weer eens met die jonger mense vanmôre, praat ek weer eens, en ek praat uit my hart uit, want ek was daar. Ek was daar. Jy sal onthou, ek het vanmôre vir jy gesê, toe ons daardie koortjie sing van When I remember what the Lord has done, I'll never turn back anymore. Ek was daar in my lewe, bly uit die nagklaps uit. Bly uit die hole van die wêreld uit. Bly weg van die dronkpartytjies wat gestig word. Bly weg daarvan uit. Hy vang vir jou bietjie vir bietjie vir bietjie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kyk na die ligte wat God vir jou wys. Daar is nie 'n nagklap nie, daar is nie 'n hol nie, daar is nie 'n dronkpartytjie wat die Here vir jou gaan sê, hier's die groen lig, my kind, my dogter, my seun, go for it, asseblief. As jy dink dis so, kom praat met my na die tyd. Want dan is jy op daai verkeerde weg, waarvan die Here lankal vir jou gesê het, stop, jy gaan seer kry. Die duiwel lê lustig en loer vir jou, want hy wil jou verslind en hy wil jou vernietig. En wanneer jy deel raak van hierdie wêreldse gemors, bietjie vir bietjie bind hy vir jou. Hy verstik vir jou naderhand, as jy jou oë uitvee, is jy vas. Jy's vas. 1 Petrus 5 vers 8 sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie kan hy verslind. Waar gaan hy vir jou soek? Hy gaan vir jou daar soek in die hole van die wêreld. En hy gaan vir jou verslind. Johannes 10 vers 10. Hy het gekom om te steel, om te moor en te vernietig. Dis alles rooi ligte wat die Here vir ons wys, kind van God. Moenie ongehoorsaam wees daarteen nie. Daar is 'n gevolg vir dit. Psalm 23 vers 3 sê, hy lei my in die spore van geregtigheid. Hy lei my, God lei my in die spore van geregtigheid. Nie in ongeregtigheid nie. God sal jou nooit na 'n plek van ongeregtigheid toe lei nie. So wanneer jy jouself daar bevind, vra jouself af, wie het jou soontoe gelei? Want dis nie God nie. Dis nie Jesus nie. Daardie rooi lig was vir jou permanent rooi gewees, as jy jou daar bevind. Jy het verontagsaam, en jy gaan die kans vat, om oor 'n kruising te ry, waaroor jy nie moet ry. En ek wil ook nou vanmôre vir jou sê, soms voel dit vir party Christene net soos beperkings. Hier's nou weer eens pastoor, nou weer eens kom sê pastoor, jy mag nie, jy moet nie. Ons kan ure hieroor gesels. Want die boek van Galasiërs sê vir ons, die wet is daar vir die mens, om hom te lei tot bekering. En wanneer jy vanmôre vir my sê, maar pastoor, jy gee vir my net 'n klomp moenies, en jy mag nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dat jy nog nie by bekering uitgekom nie, want 'n kind van God wil nie. Hoor wat ek vanmôre vir jy sê, en as ek 'n toon trap, vergewe my vanmôre, maar dis die woord van die Here. Die oomblik dat die woord van die Here vir jou net 'n klomp moeds en moenies is nie, dan het jy nog nie volkome in 'n verhouding met Jesus gestaan. Want wanneer jy vol is, jy moet sterf aan jouself, broer en suster, jy moet sterf aan jouself, sodat Jesus meer kan word. En wanneer die boek van die Here vir jou 'n klomp moeds en moenies is, wil ek vir jou sê, gaan kyk na jou lewe. Want dit moet vir jou wees, ek wil nie, mag nie, ek wil nie meer hierdie goed deel wees van my lewe nie.
So vir baie Christene daar buite is dit nou weer eens net beperkings. En ek wil aan vanmôre vir jou sê, as jy dit vat as beperkings, dan wil ek vir jou sê uit alle eerlikheid vanmôre, dis vir jou eie beskerming. As jy dit sien vanmôre as moeds en moenies, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dis omdat die Here jou wil beskerm van hartseer, pyn, trauma en hartseer. Broer en suster, 'n rooi lig, 'n stopteken in ons as kinders van die Here se lewe is nie teen ons nie. Dis nie teen jou nie, dis vir jou. Dis vir jou om jou te bewaar en te beskerm en rein van hart te hou. Jy is die bruid van Christus. Hoe lyk jou bruilofskleed vanmôre? God wil jou help sodat jou bruilofskleed rein en wit kan wees. Laat ek jou so vra vanmôre. Wat gaan gebeur as jy daardie rooi lig, daardie rooi verkeerslig verontagsaam? Wat gaan gebeur as jy hom verontagsaam en jy net gaan oorry? Wat gaan gebeur? Disaster. In many cases, disaster. Want jy gaan ook sterf. Jy kan ook sterf as jy oor 'n kruising ry as jy daai rooi lig verontagsaam, weet jy dit? Jy kan sterf, disaster. As jy hom gaan ignoreer en jy gaan oor hom ry, is daar 'n botsing wat vir jou wag. Daar is 'n botsing wat vir jou wag, daar is pyn wat vir jou wag, daar is lyding wat vir jou wag, daar is skade wat vir jou wag, daar is hartseer wat vir jou wag. Want jy weet goed om daaroor te ry, gaan jy en kan jy seer kry. Een of ander tyd. Ek het nou vir jou gesê, jy gaan dalk 1 of 2 keer oor 'n rooi lig ry en jy gaan daarmee wegkom. Maar daar kom 'n tyd wat jy nie gaan wegkom. Daar kom 'n tyd. Daar's mos altyd 'n ou wat oor 'n verkeerslig, oor 'n rooi lig ry. Daar's altyd 'n ou. Veral oor 'n naweek, dan kan jy sien. Daar's altyd 'n ou wat oor 'n rooi lig ry, wat sy kanse vat om te kyk of gaan ek wegkom daarmee al dan nie. En in ons geestelike lewens werk dit eens en dieselfde. Ons weet die woord sê vir ons, stop. Ons weet die waarskuwing van die Here is daar met 'n groot bord wat sê, stop. Stop my kinders, moenie die waarskuwing verontagsaam. Moenie ongehoorsaam wees nie. So wanneer ons God se waarskuwings gaan ignoreer, raai wat? Daar is gevolge. Wanneer jy gaan kies om ongehoorsaam te wees aan God se waarskuwing, sy rooi lig, is daar gevolge. En ons het dit nou gelees uit die boek van Genesis, hoofstuk 2. Het ek vir u gelees van Adam en Eva, wat het met hulle gebeur toe hulle gesê het, ons gaan ongehoorsaam wees en van dit eet wat God gesê het, jy moet nie. Daar is gevolge vir ongehoorsaamheid. So wanneer ons gaan aangaan om opsetlik te sondig, aangaan om daardie ding wat ons nie moet doen nie, opsetlik te doen, is daar 'n gevolg wat gaan jou kant toe kom, broer en suster. Hebreërs 10 vers 26 sê, daar is geen offer meer vir hulle wat aanhou sondig nie. Dis 'n waarskuwing. As u dit nog nie gehoor het nie, waarsku u vanmôre, daardie opsetlike sondes in jou lewe, die woord van die Here sê, daar is vir jou geen offer meer, wanneer jy aanhou om daai opsetlike sonde. Wanneer ons gaan aanhou om ons eie wil bo God se wil te stel, sê Galasiërs verse 6-7 vir ons, wat 'n mens saai, dit sal jy maai.
Daar is 'n gevolg. Daar is 'n gevolg vir jou aksie. Jy gaan die vrugte pluk wat jy gesaai het. Daar is 'n gevolg van ons keuses. Daar is 'n gevolg vir ons besluite. Daar is 'n gevolg vir ons ongehoorsaamheid. Die Here waarsku ons nie om ons te wil beheer nie. Hy waarsku ons nie omdat hy ons wil straf nie. Hy waarsku ons omdat hy die gevolge reeds sien wat ek en jy nie sien. Hy weet dat wanneer jy aanhou op hierdie weg, daar 'n gevolg is wat jou kant toe kom en hy probeer dit vir jou weg. Hy probeer om jou te waarsku om te sê, hey, wow, stop, want daar is 'n gevolg vir dit wat jy nou gaan doen. Jy gaan in 'n ongeluk kom. Jy gaan 10 teen 1 iemand anders seermaak deur jou gevolge. Stop, sê die Here, want ek wil nie hê jy moet seer kry nie. So dit wat baie van ons sien as 'n briek in ons lewens, sê ek vandag vir jou, dis die liefde van God wat nie wil hê jy moet seer kry nie. Daarom sê hy, stop waarmee jy besig is. Dink gou vir 'n oomblik aan die boek van Genesis hoofstuk 19. En daardie boek hoofstuk uit Genesis hoofstuk 19 praat daarvan Sodom en Gomorra. Hy praat daar oor Lot, sy vrou en sy dogters. En daar is 'n waarskuwing. Hoor, die Sodom en Gomorra gaan ek vernietig. Daar is 'n waarskuwing, Lot, jou vrou, jou dogters, julle moet vlug uit Sodom uit, want môre is dit verby. Maar terwyl julle vlug, wees versigtig. Geel, oranje lig. Wees versigtig. Moenie omkyk nie. Moenie terugkyk na jou verlede nie. Vlug. En halfpad, soos Lot se vrou ongehoorsaam. Sy verontagsaam die oranje lig wat sê wees versigtig. En sy kyk om. Daar is 'n gevolg vir haar ongehoorsaamheid. Sy verander in 'n soutpilaar. Daar is 'n gevolg vir ons ongehoorsaamheid wanneer God sê, luister, stop. Ek wil ook vanmôre vir u dan sê, God sê ook nie altyd nee nie. As jy oor 'n saak bid en jy voel, maar Here, ek kry heeltyd die rooi lig, weet jy wat? Dis 'n goeie ding. Want dit beteken dis nog nie die tyd nie. Dis nog nie die tyd vir jou nie. God is nog nie vir jou reg nie, want jy is nog nie op die plek waar jy moet wees vir dit om te gebeur in jou lewe nie. Weldra sal daardie rooi lig in groen verander. God se tyd. Nie jou tyd nie. God se tyd is die regte tyd. Prediker hoofstuk 3 vers 1 sê, alles het 'n bepaalde tyd. Daar's 'n tyd om te kom, daar's 'n tyd om te gaan. Ag, jy ken die hele ding, daar's 'n tyd om te lewe en 'n tyd om te sterwe. God het 'n bepaalde tyd, en op die regte tyd sal jou lig groen raak, as jy iets van hom vra. Ek sluit af vanmôre. Vandag wys God dalk vir jou wat hier sit vanmôre. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, ek weet nie wat jy by God vra nie, maar vandag het jy dalk 'n rooi lig in jou lewe. Vandag sê God dalk vir jou, luister, wow bietjie, met die verhouding waarin jy is. Vandag sê God dalk vir jou, hey, wow, so bietjie met die vriendskappe wat in jou lewe is. Stop net so bietjie. Jong mense, luister gou vir my. Miskien het die Here al vir jou 'n rooi lig gegooi, al aan die begin van die jaar, oor die vriende wat jy het.
Maar die groepie waarin jy is, moenie dit ignoreer nie. Daar's 'n gevolg vir ongehoorsaamheid. Daar's 'n gevolg vir ongehoorsaamheid. Miskien het God al 'n liggie vir jou begin gooi wat rooi is in 'n gewoonte wat jy moet breek. Met ander woorde, miskien het die Here al vir jou die stopbord gewys in daardie sonde wat jy so elke dag toelaat in jou lewe. Miskien verontagsaam jy hom, moet hom nie ignoreer nie. Luister vanmôre vir die woord van die Here. Jy luister hom vanmôre, hy praat met jou. Moet hom nie ignoreer nie. Wat ook al dit mag wees vanmôre wat die Here stop in jou lewe vir jou wys, moenie dit ignoreer nie. Stop, luister in gehoorsaamheid en vertrou op God. Vertrou op God. Hy wil jou hartseer spaar. Hy wil jou van 'n ongeluk spaar. Stop. Laat die woord van die Here vanmôre vir elkeen van ons 'n verkeerslig wees. Want in hierdie boek van die Here, in hierdie verkeerslig, dink gou vir jouself so 'n bietjie in, 'n verkeerslig. In hierdie verkeerslig van die Here is daar 'n rooi lig. Baie duidelik. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dis baie duidelik vir jou sê waar God vir jou sê stop. Stop, moenie deelagtig raak van sulke goed. Want die Here wil jou spaar van haat, hy wil jou spaar van sonde, hy wil jou spaar van 'n verkeerde weg. So hierdie woord van die Here kan ook vir jou 'n stoplig wees baie keer. Hy kan ook vir jou 'n oranje lig wees in jou lewe waar hy vir jou sê, hey, wow, wees versigtig. Wees versigtig waarmee jy besig is. En dan kan hy ook natuurlik vir ons 'n groen lig wees. Alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat rein is, alles wat vrug van die Gees is 'n groen lig vir ons. So as u nie weet lekker nie, gaan lees hom. Hy gaan vir u sê, hey, wow, wanneer die Here sê stop, gaan hy vir jou sê stop. Hy gaan vir jou sê, wees versigtig oor baie dinge in jou lewe. En hy gaan vir jou sê, hey, alles wat goed is, rein is van hart, vrug van die Gees, is reg. Jy kan gaan. Ek wil afsluit vanmôre. Kom ons verontagsaam nie daardie stoptekens van die Here nie. Kom ons bly in die positiewe en in die groen lig van die Here. Met daardie oranje lig, dis 'n lig wat ek vanmôre vir jou wil sê is 'n baie gevaarlike lig. Want wanneer jy 50-50 gaan lewe vir die Here, wanneer jy een voet in die wêreld lewe en een voet op Jesus lewe, wil ek vanmôre vir jou sê, oppas wat jy